Heilige Gees, dankie net vir u teenwoordigheid hier vandag. Dankie dat u vir ons rigting gee, dat u die lig is vir ons pad. Here, u is so heilig. Here, kom leer ons om gehoorsaam te wees aan u stem vandag. En kom doen hier net wat u wil, Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Goeiemôre familie. Goed, so. Ek gaan vandag bietjie met julle gesels oor, ons gaan nou by offergawes kom, oor dat dit nie genoeg is dat jy sy stem kan hoor nie. Daai is nie genoeg nie. Dis die begin. Dis die begin van jou journey. Okay, dis die begin van jou pad saam met die Here is dat jy sy stem kan hoor. Hy wil met ons praat. Hy praat met ons sien dit van Genesis af, praat hy met sy kinders. Hy's betrokke. Hy's 'n God van verhouding. Julle almal weet dit. Maar daai is net tot voordeel van ons. Sy stem en die feit dat ons hom kan hoor is net tot voordeel van ons as ons daarop reageer en wanneer ons daarop reageer. Dit beteken absoluut niks as jy hom kan hoor en dit is al wat jy doen nie. Jy het hom gehoor en dit bly daar. My titel van vandag is om sy stem te hoor is nie genoeg nie. Dit is die begin. So daar is hierdie storie en dalk het jy hom al gehoor van hierdie man wat vasgevang word in 'n vloed, 'n stygende vloed en hy klim toe nou op sy dak en hy gaan sit bo op sy dak en hy bid, hy sê Here, kom red my. Here, wys my wat moet ek doen? Kom red my. Here, ek wag. U sê u is vir my. Ek weet nie wat sy gebed was nie, maar dis wat ek so gebid het. Here, u is vir my en u is my redder. U gaan my kom red vandag. Ek gaan nie doodgaan in hierdie vloed nie. En so tydjie later kom sy buurman verby in 'n rooi bootjie en hy sê, maar klim in. En hy sê, nee, die Here gaan my kom red. Ek wag vir die Here. Okay, en hy bid weer en die buurman gaan maar verby. Later kom die polisie met 'n boot verby en hulle sê, klim in die boot. Kom, laat ons gaan jou help, ons gaan nie uitkom. Hy sê, nee, ek het gebid, die Here gaan my kom red. Ek wag op die Here. En net daarna kom daar reddingsdienste en helikopters en hulle sê, kom, want die vloed is besig om te styg en hy sit nog steeds op die dak en die Here het nog nie gekom nie. Nee, volgens hom. En hulle sê, kom en hulle laat saktou en hy sê, nee, die Here gaan my kom red. Nou toe staan hy nou in die hemel voor die Here en om die storie kort te maak, en hy sê, Here, maar waar was u? En hy sê, maar ek het 3 keer jou gebed beantwoord. Ek het 3 keer iemand gestuur om jou te red. En jy het my elke keer van die hand af gewys. Nou ons kan dit nou vat na vandag toe. Here, maar waar is u? Here, hoekom kom u nie vir my deur nie? Here, hoekom lyk my lewe so? Alles val uit mekaar uit. Here, ek is in 'n gat. Here, ek kan nie sien wat u wil doen nie. Nee, maar ek het onthou jy 2022 se profetiese fees, het ek met jou gepraat. En vir jou gesê, doen dit. Jy het dit nog nie gedoen nie, en toe kom jy 2023 weer, en toe het ek weer vir jou gesê wat jy moet doen, en 2024 weer, het ek weer vir jou gesê wat jy moet doen, maar dit het nie gelyk soos wat jy wou gehad het, dit moes lyk nie, of geklink soos wat jy wil hê, dit moet klink nie, so ek het nie gereageer nie, en dis hoekom jy nou nog hier sit, en jy is besig om dood te gaan, of geestelik, of finansiëel, of hoe ook al, jou lewe op die oomblik lyk. So Jakobus 1 vers 22, ek het almal beloof, ek gaan bietjie stadiger gaan vandag, as dit kom by die skrif. Dan gee dit vir julle tyd om saam te blaai. Jakobus 1:22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Hoor wat sê die Here? Wanneer ons hom hoor,
maar nie luister nie, bedrieg ons onsself. Ons bedrieg nie hom nie, jy bedrieg jouself. Sy woord vir jou, sy antwoord vir jou, sy opdrag vir jou is vir jou. Hy weet die planne wat hy vir jou het. Hy weet dit. Jy moet nou gehoorsaam wees om in daai plan in te kom. Jy moet reageer om in daai plan in te stap. So, ek gaan nou nie vandag praat oor hoe om sy stem te hoor nie. Okay, ons gaan nie daar vashak nie. Ek gaan aanneem, julle almal is of besig met leer ken sy stem, of het leer ken sy stem al gedoen, en kan sy stem hoor. So ek wil vandag vir jou leer, soos wat ek geleer het, en nog steeds leer, hoe om gehoorsaam te wees aan sy stem, en hoe om gehoorsaam te bly aan sy stem. Want dit is nie altyd maklik nie. Okay, want ons goed partykeer wat hy vir ons vra om te doen, en dan is daar partykeer goed wat hy vir ons vra om nie te doen nie. En albei is ewe moeilik, om te beweeg en om stil te staan en om niks te doen uit my eie uit nie, is net so moeilik. So, om sy stem te hoor is nie genoeg nie. Johannes 10:27. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. So wanneer jy sy stem begin hoor, dan is daar 'n plek wat jy moet begin volg. Ek moet begin reageer. Want die Here beweeg. Hy staan nie stil by jou en smeek jou en trek jou en slaan jou en hy praat en hy loop. Ryk jong man, Here, wat moet ek doen? Verkoop alles en volg my. En Jesus het bly loop. En hy het gekies om nie gehoors, hy het nie geluister nie. Daar was 'n eenvoudige opdrag. Verkoop alles en volg my. So ons kies om agter te bly. Ek gaan nou nie vooruit hardloop nie. So sy stem is die verskil tussen lewe en dood. Of dit nou fisies is, en of dit nou geestelik is, so Jacy sal ook vir julle leer en leer ken sy stem, baie goeie mense gaan dood, omdat hulle nie gereageer het op sy stem nie. Omdat hulle nie dit wat hulle in daai oomblik gehoor het, gevolg het nie. So, ek wil eintlik sê hoe dom kan 'n mens wees, want ek praat vir myself. Ek het 'n tydjie terug, Elia was baie klein gewees en ek het nails opgehad, hierdie akriel, hierdie plastiek goed, en ek wou dit afhaal, nee, want ek kan hierdie nails, ons kan nie. Dit lyk mooi en dan raak ek geïrriteerd 'n week na dit, nee, dan wil ek soek all natural, nee, en ek wil dit afhaal en ek het nie tyd nie en ek wil so vinnig as moontlik dit afhaal en ek onthou, o ja, die vorige keer het die vroutjie die acetone was warm gewees, waar ek my hande gesit het. En ek sê maar, hoe kry mens acetone warm? En ek is net besig, ek druk die bakkie acetone in die mikrogolf in. Moenie dit ooit doen nie, nee. En daai tyd het ons, so ek en Jacy het altyd soos 'n koffiestasietjie in ons kamer, want dit is ook waar ons bid, so ons soek die koffie baie naby en vinnig byderhand as ons wakker is. En daar was nou 'n mikrogolf ook en ek druk die acetone in die mikrogolf sonder om te dink, want ek is eintlik besig met die baba. En ek sit dit aan en ek loop om en ek kom by die deur en ek hoor hoe die Heilige Gees vir my sê, hardloop en maak oop die mikrogolf. Regtig in my gees beleef ek dit. En omdat ek ingeoefen is, ek praat myself nie nou goed nie, maar omdat ek dit geoefen het nou al baie om dadelik te reageer wanneer hy praat, die kern is dadelik te reageer wanneer hy praat, het ek gehardloop. Ek het die ding oopgedruk en toe sê ek soos, dalk moet ek net Google, kan 'n mens acetone warm maak in die mikrogolf? En dit is 'n groot nee. Nee, dit gaan ontplof. Okay, so, en julle almal ken die getuienis van my wat gestop het by die robot, toe die lig groen slaan en ek voel net stop. Was nie geskree nie, dit was 'n sagte stop. Okay, en nou weet julle wat gebeur by 'n robot waar die flikker aan is, almal agter jou toet vir jou en dis inspitsverkeer. Maar as ek daai oggend gery het
het nie ek dood gegaan nie, hierdie persoon, die vroutjie agter my wat my gevloek het, met haar mond en vingers, lyfstaal en alles, het sy dood gegaan. So, baie belangrik, jou reageer op God se stem, is ook nie net vir jou nie, dit red ook ander se lewens. Die eerste keer het die Here ons lewe gered, die tweede keer toe red hy 'n ander vrou se lewe. Want in my kop, toe ek die som maak, as ek dadelik gery het, sou ek okay gewees het, sy sou nie. En sy dalk nie onderskeiding nie, of sy hoor dalk nog net nie die Here se stem nie. En die Here het my gebruik om te luister, want hy weet ek reageer dadelik, en ek het gestop, en nie geknak onder die hoeters hier agter my, nee, wat op hulle hoeters lê, dat ek moet ry, nie geknak onder dit nie, want my Here sê stop, okay, en hy's vir my, so hy gaan my nie stop as daar nie 'n goeie rede is nie. En dit het haar lewe gered. Dit was vir haar. So jou reaksie, jou reageer, jou gehoorsaamheid, red ook ander mense se lewens. So wat interessant is, ons gaan nou na Deuteronomium 28 toe gaan, julle kan so lank soontoe blaai, is reg deur die woord, sien ons hoe God ons herinner, hoe belangrik dit is, om gehoorsaam aan sy woord te wees. Nou as ek vandag praat van sy woord, dan praat ek van die fisiese skrif, en woord wat jy ontvang deur profesie. Woord wat jy nou by leer ken sy stem gaan hoor, woord wat jy elke jaar by die profetiese fees hoor, woord wat jy dalk hier kry op Sondag, wanneer iemand na jou toe stap en sê, ek het vir jou 'n woord. Dit is die woord waarvan, so dit sluit dit alles in. En oor in die woord sien ek, dat hy beloof om ons te seën, as ons gehoorsaam is. So wat wil ek vandag doen? Ek wil 'n paar skrifte met jou deel, en ek wil hê dat jy daai vat, ek gaan so 5 punte met jou deel, wat ek voel belangrik is, om gehoorsaam te bly aan die Here. Hoe bly ek gehoorsaam, of hoe is ek gehoorsaam aan hom, en dat dit 'n leefstyl raak. Want dit kan nie 'n jaarlikse ding raak nie, dit kan nie, ek sien so uit na hierdie jaar se profetiese fees, want ek gaan weer woord kry. Dit moet 'n leefstyl wees, dis 'n daaglikse ding, want hy wil daagliks vir jou sê, hey, moenie acetone in die mikrogolf druk nie. Hy stop by die robot. Moenie daai pad ry nie. Moenie vanaand saam met daai vriende uitgaan nie. Dit is hoe betrokke hy is. Maar dit moet 'n leefstyl raak, anders kan jy hom mis. En dan is jy dalk een van die goeie mense wat hom gemis het in 'n tyd wat dit so nodig was om hom te hoor. So Deuteronomium 28. Ek gaan nou vinnig deur hierdie lees, nê? Een het ons gelees, as jy dan goed luister na die stem van die Here, jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. En dan kom hy en gaan lees dit, en gaan lees dit weer en weer en weer en weer, en gaan skryf dit neer, want dis jou deel as jy gehoorsaam is. Dan kom jy terug en sê, Here, ek is gehoorsaam, hierdie is my deel. En jy verklaar dit oor jouself. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel, geseën sal wees by jou ingang, of sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande, wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Julle sit 'n tydjie terug kry ons 'n woord, en ons moet skuwe maak in ons persoonlike lewe, en ek verstaan dit glad nie. Nou ons gaan nou kom by woord wat ek nie verstaan nie. Want woord wat ons nie verstaan nie, reageer ons nie maklik op nie. Okay? So, verstaan nie die woord nie, dit maak nie sin wat die Here nou sê, in spesifiek hierdie tyd wat hy dit sê nie, maar omdat ek in 'n gewoonte is, en JC in 'n gewoonte is van, Here, ons vra nie te veel, vra nie, u sien baie verder as ons. U ken my plan, u weet wat voor lê, so ek reageer net. Daai is my verantwoordelikheid om te reageer. Moes ons 'n paar skuwe in ons
persoonlike lewe maak, en hier kom iemand van 'n kant af 3, 4 maande later en hulle kom met 'n saak teen ons wat belaglik is, wat gekoppel is aan die skuwe wat ons moes maak in ons persoonlike lewe. Wat nou eintlik, wanneer ons nou in die hof staan, gaan die saak net platval. Want hoekom? Want ons was, ek kan nou nie, dalk maak hierdie nou glad nie vir jou sin nie, maar ek kan nou nie te veel in detail ingaan nie, want ons is nou lewendig, nê, op YouTube. Okay? Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan voor jou verslaan word. Hierdie is daai seëning wat ek gevat het. Hey, die Here is vir my, wie kan teen my wees? Nê? Iemand wil jou kom verwoes. Die Here sê, hey, maak gou 'n paar skuwe. Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as 'n heilige volk bevestig. Het jy sien nie daar gepreek nie, ons is 'n heilige volk verlede Sondag, maar hoor hier, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel, is jy deel van daai heilige volk. Anders is jy nie deel van sy heilige volk nie, is jy net 'n kind wat eendag hemel toe gaan. Ek gaan daar ophou. Jesaja 1 vers 18. Julle kan soontoe blaai of net op die bord kyk. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Nee, ons ken daai skrif. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Jeremia 7 vers 23 sê weer, maar hierdie saak het ek julle beveel, naamlik, luister na my stem. Dan sal ek vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees en wandel net in die weg wat ek julle beveel. Luister na jou profetiese woord, Janine. Luister nou, ek gaan nie ingaan om toets die woord nie. Daai kom woon leer ken sy stem by, ek gaan daar leer hoe om die woord te toets, nê? So hierdie gaan oor, hierdie is woord wat van die Here afkom, okay? Nie woord waar jy twyfel of dit die Here is of nie. So wandel net in die weg wat ek julle beveel, dat dit met julle goed kan gaan. So weer eens, wanneer ek gehoorsaam is, wanneer ek reageer op sy stem en wandel in sy weg en sy wil, dan gaan dit met my goed gaan. Dan gaan die Here my seën. Dis fisies onmoontlik om gehoorsaam te bly aan die Here en nie geseën te word nie. Ek sal regtig gaan kyk na my lewe en kyk waar mis ek hom as ek nie 'n lewe van seën lewe nie. Hy het gekies om gehoorsaamheid te vergoed met seën. Dis sy keuse. As jy gehoorsaam is, gaan ek jou so seën. En dit gaan met jou goed gaan. So, sien ons almal wil die seëninge hê. En dit is baie keer van daai perspektief af of angle, nê, van daai kant af wat ons kom na die Here toe. Here, ek het hierdie nodig en Here, ek het nodig dat U vir my hier deurkom en hier deurkom en daar deurkom. En dan as dit nou nie altyd so uitwerk nie, dan ons is maar hoekom kom die Here nie vir my deur nie? Hoekom seën hy my nie in hierdie area nie? Wat gaan aan? Die vraag is nie, Here, wat gaan aan en hoekom seën U my nie? Die vraag moet eintlik wees, vat jy God se woord, nê, dit wat hy gespreek het of dit wat hy sê hier in sy woord, soos dit is, en is jy gehoorsaam daaraan? Of gaan dit oor hoe, waar en wanneer dit my pas? Hoe pas dit nou in by my lewe hierdie woord? Weet ek kyk eers na my lewe en dan probeer ek die woord by my lewe inpas.
En as hy nou nie so lekker hier inpas nie, as ek nou te veel links of regs moet gaan of te veel skuifies moet maak, dan pas hierdie woord nou nie lekker, hy sit nie lekker met my nie. En dan is jy net 'n hoorder, want jy het die woord gehoor, maar jy het nie gereageer nie. En as jy besig om jouself te bedrieg. Jy's besig om jouself te na te kom. So wat is gehoorsaamheid? Okay. So hier kom ek nou by wat jy kan soos maak knoop in jou oor, onthou hierdie. So gehoorsaamheid vir my is om God se wil te doen, wanneer hy dit sê, hoe hy dit sê, en hoe hy sê dit gedoen moet word. Daar's niks van my betrokke by my gehoorsaamheid tot sy stem nie. Dis wat hy sê, wat hy gedoen wil hê, en wanneer hy dit gedoen wil hê. Daai is al wat ek moet weet. En dan moet jy dit net doen. Onthou, ons is nie gehoorsaam gebore nie. So hierdie is iets wat jy gaan moet leer. Elke ouer kan met my saamstem, die wat nog babatjies het, julle gaan dit baie vinnig leer. Ons is nie gehoorsaam gebore nie. Dit word in ons ingedrul. En jy is ook nie gehoorsaam die dag wanneer jy Jesus aanneem en jy nou 'n kind raak, is jy nie outomaties gehoorsaam nie aan sy stem nie. Baie van hoe jy groot geword het, gaan bepaal ook hoe jy God gaan gehoorsaam. Okay? Dit is skriftuurlik, waar God sê, jy moet jou kinders dissiplineer, en hy praat eintlik met die kinders, en sê, as jy nie eers na jou aardse pa kan luister nie, hoe gaan jy na my luister? Dan sê hy, wees gehoorsaam. Dis goed vir God. Tieners. Nou, baie belangrik, jy kan hierdie gehoorsaamheid nie alleen doen nie. As jy uit jou eie uit gaan probeer gehoorsaam wees, dan gaan jy net sien, jy gaan dit nie maak nie, dit gaan net nie werk nie, want jou vlees kan net nie gehoorsaam wees nie. Okay? Jy het die Heilige Gees nodig. En die Here sê in die Nuwe Testament, ek sal niks van jou vra of oor jou pad bring, waarvoor ek nie weet jy die kapasiteit het nie. So hy gaan nie iets vir jou sit, as hy nie weet jy die kapasiteit daarvoor nie. Maar jy die Heilige Gees in jou, so het jy enigstens 'n idee wat jou kapasiteit is. As ek die Heilige Gees in my het, is my kapasiteit eintlik tot op 'n plek van, wat het hy gedoen? Jesus uit die dood uit opgewek. So kan ek regtig perke op my kapasiteit sit? Nee, want dan sit ek 'n perk op die Heilige Gees se kapasiteit. Want ek wil saam met hom beweeg, nie uit my eie uit nie. So in ons nuwe natuur, saam met die Heilige Gees, hierdie ou mens afgelê, hy's nou bekleed met die nuwe mens, is dit moontlik om gehoorsaam aan God te wees. Jy moet net 'n paar gewoontes aanleer. So, ek gaan nou deur daai 5 punte wat ek nou vir jou van vertel het, en hierdie is wat ek glo baie belangrik is vir 'n leefstyl van gehoorsaamheid. So eerstens, hoe weet ek? Daai is altyd die eerste vraag, en dit was my eerste vraag ook. Toe ek begin het om die Here se stem te hoor, is my vraag, hoe weet ek? Hierdie is die Here, en of is hierdie nie dalk my eie gedagtes nie? So ek wil vir jou sê, kom net oor dit. Okay? Ek moes myself net besluit, kom oor dit. Gaan nou nie, ek kan nie meer, hierdie overthinking, is besig om my regtig te halt. Ek kan nie beweeg nie. Ek kan nie alles so oordink nie. Ons gaan nie vashak die hele tyd nie. Ek het die Here gehoor, ek gaan geloof vat en ek gaan beweeg. So, ek wil glo dat meeste van die kere wat ons nie reageer nie, regtig uit 'n plek van onkunde eerder as ongehoorsaamheid is. Dis wat ek wil glo. Omdat mense twyfel, Here, is dit nou U of is dit nou nie U nie? En dan is dit hierdie, ja, ek weet dis in my eie gedagtes, want
Want glo my, hoe nader jy aan die Here kom en hoe meer jy met hom gesels, hoe baie kan jou stem begin klink soos, of jou gedagtes begin klink soos sy stem. Hoekom? Want ek is ook besig om my gedagtes te rig op die dinge daarbo. Nee, so ek is besig om my gedagtes te vernuwe. So dis is nou 'n baie fyn lyn. Kan dit nou my gedagtes wees, want dit is 'n goeie woord, of is dit u? Kyk, so mens kan daar vashak. En ek glo dat baie keer met mense stagneer of nie beweeg nie, is omdat hulle in daai vassit. Is dit nou u, is dit nou ek? Is dit nou u, is dit nou ek? En daai is net, jy gaan in die gewoonte moet kom om oor te kom en te glo dat dit die Here is, behalwe as hy nou sê, soos wat jy gereeld vertel, die Here gaan jou nie slaan met siekte nie. Okay, daar gaan nie 'n weerligstraal jou huis tref en alles gaan uitmekaar uitval want jy was die Here werk nie so nie. As dit so 'n tipe woord is, of die Here gaan jou kind doodslaan want hy wil net nie vir jou luister nie, daai gaan nie gebeur nie. So, hier is 'n geheim wat ek jou wil vertel. 9 uit die 10 keer uit, wat ek die Here gehoorsaam, is dit eers nie van hierdie kant af, wat ek weet dat ek hom gehoor het nie, nê? Dis van daai stap vat, reageer, stap en terugkyk en so, sjoe, dankie tog. Dankie tog ek het die Here, ek het hom gehoor. Dit is van agterna kyk en besef, okay, dit was hy gewees. Ek kan nou sien dit was hy gewees. Hy het vir my deurgekom, ek sien nou hoekom hy gesê het, ek moet doen wat ek moet doen. Maar van hierdie kant af lyk dit soos, Here, hoekom moet ek hierdie stap vat? Hierdie maak in my lewe waar ek nou op die oomblik is, net nie sin nie. Jy weet dit net 24 uur in 'n dag gesit. Hier is die gesprekke wat in my gedagtes aangaan. Kom ons sê nie gesprek, want ek sal nie met die Here so praat nie, maar baie keer is ek soos, daar is net 24 uur in 'n dag. As ek hierdie stap vat, is nog 3 ure van my dag wat ek aan hierdie ding gaan moet bestee. Nee? So van hierdie kant af lyk dit nie, maar as jy terugkyk, dan is dit soos, nou verstaan ek. Dit was die Here. So 9 uit die 10 keer, wanneer jy terugkyk, dan kom jy agter, dit was nie jy nie, dit was hy. En daar is maar net iets, dis 'n gewoonte, wat jy moet inoefen. Ek en jy is nie God nie. Ons gaan nooit regtig weet, van die begin af, daar is kere wat ek 100% weet, hierdie is die Here, daar is geen twyfel daaraan nie. Maar ons bly mens. So dis ook okay nie, okay as jy so bietjie sê, Here, is dit my gedagtes, ek moet nou toets, is dit ek, is dit u? Ons gaan nou kom by, hoe toets ek nou, waartoe gaan ek gewoonlik? Skrif toe. Dis in lyn met wat hy sê in sy skrif, okay, dit kan die Here wees. En dan 9 uit die 10 keer is dit die Here. Maar waar ons dan foute maak, wanneer jy nou beweeg en dit was nie die Here nie, en dit het jou nou nie heeltemal van die pad af gegooi nie, is dit 'n goeie leerskool. Jy gaan volgende keer dalk eers skrif toe gaan, of jy gaan volgende keer dalk vir 'n tweede opinie gaan, en nog woord gaan. So maak jy 'n fout, dis nie die einde van die wêreld nie, dis nie dat jy hom nou nie hoor nie, dit raak 'n leerskool, soos met enigiets anders. Ek sal eerder miskiet, as wat ek glad nie geskiet het nie. Maar skiet sal ek skiet, nee, of hardloop sal ek hardloop. So hoe raak dit nou makliker, en hierdie is maar net Christendom 101, nee. Wat Christianity for Dummies. Nee, hoe raak dit makliker om God se stem teenoor jou gedagtes te onderskei? Daar is nie 'n kort pad nie. Ek wil dit vir jou sê, daar's nie 'n kort pad nie. Jy gaan die Bybel moet lees. Jy gaan moet tyd spandeer in sy skrif. Jy gaan daarop moet mediteer. Jy gaan die skrif in jou hart moet kry, want dis hoe hy met jou gaan praat. Dit was sy woord eerste gewees. Hy het die verantwoordelikheid gevat om vir ons 'n voorskrif te gee, nê, 'n handleiding te gee. Hy het die verantwoordelikheid gevat, hy het geweet ons gaan dit nodig hê
om te sien wat alles gebeur het, hoe hy oral opgetree het, hoe hy beweeg het, hoe hy gepraat het, hoe hy gedissiplineer het, hoe hy geseën het. Want dis hoe jy hom ken, sy bewegings begin ken, en sy stem begin ken, dis al hoe jy hom gaan leer ken, is as jy Bybel begin lees. So hy het die verantwoordelikheid gevat om dit vir ons te gee, hy het die verantwoordelikheid gevat om, toe hy sien, o Jete, my seun te stuur, nee, om aan die kruis te sterf, sy verantwoordelikheid, hy het dit op hom geneem, uit sy liefde uit, en hy het die verantwoordelikheid gevat om vir ons die Heilige Gees te gee. Al verantwoordelikheid wat ek en jy het, is om dit te gaan lees, om dit te ken, om hom te ken, sy bewegings te ken, hoe hy beweeg. En dan, hoe werk dit? Dan kom die Here en hy sê, Janine, ek wil hê jy moet dit doen. Nou as ek nou so 'n bietjie soos, is dit nou ek, is dit nou die Here, dan sê ek soos, okay, Here, ek gaan skrif toe. O, hier het u op dieselfde manier beweeg. Goed, so ek weet eintlik wat die uitkoms ook hier gaan wees. Ek weet hoe u gaan beweeg, ek weet hoe u gaan praat, ek weet wat u van my verwag, so yes, ek gaan. En dis hoe daai dan prakties in jou lewe uitspeel. En wanneer jy in 'n situasie kom dat jy nie weet hoe om te beweeg op hierdie woord nie, dan kom die Heilige Gees wat in jou is, en hy herinner jou aan woord wat jy gelees het. Maar kan jy niks by jou opbring as jy niks in jou het nie, as daar geen skrif in jou is nie. En dan gaan partykeer dinge gebeur waar jy dadelik moet reageer, en as die skrif nie in jou, as die woord nie in jou is nie, gaan jy dalk nie dadelik reageer nie, want jy het geen kennis van hoe God in hierdie situasie sou beweeg het nie, wat hy sou gedoen het nie, en wat nou met my gaan gebeur, en hoe ek moet beweeg, en hoe ek moet optree nie. Nou ek weet die Bybel is moeilik, partykeer voel ons is onverklaarbaar, en ek kan dit net nie verstaan nie, en ek weet nie wat ek lees nie. Dis weer een van daai kom oor het dinge, nê? Lees net, luister dit, as jy nie hou van lees nie, luister dit. Ons leef in 'n era waar alles vir jou maklik gemaak is. Okay? Vandag kan dit luister. So, dan sê jy dalk, maar okay, nou lees ek, maar ek verstaan niks nie. Want wie het die 1933 geskryf, Janine? Ek vra ook dit, nê? Jy verstaan dit nie, wel, join the club. Jy is nie die enigste een vir wie dit moeilik is om te verstaan nie. Maar jy hou aan lees, en jy hou hom aan soek, en jy gaan krap dieper, en jy gaan krap nog dieper, en nog dieper, en nog dieper, en dan gaan jy net eendag gaan die Heilige Gees dit vir jou laat verstaan. Dit is hoe dit werk. En as dit nog steeds te moeilik is, dan kom jy nou op 'n maandag om 7 uur kerk toe, en ek verduidelik dit vir jou. Okay. Moes daai net daarin gooi. Ons so 'n woordskoolprentjie agter, nee. O. So God se woord is, ons weet, is die lig vir ons voete, nê? So as jy in 'n donker plek vasgevang is, waar, kom ons sê Malawi. Want jy sê so getuienis wat hy nou onlangs weer vertel het van waar hy moes loop en hy het net geen idee waar om te loop. Hy het nie 'n lig wat werk of niks nie. Maar verbeel jou, jy stap deur 'n woud waar dit nog meer donker is. Jy kan nie so voor jou sien nie. Sal jy eerder 'n lig wil hê of sal jy maar jou plek wil voel so totdat jy ergens uitkom? Nou wat as jy nou aan 'n slang vat of 'n spinnekop of 'n ding waarop jy trap of 'n, want dis hoe dit voel om in die donker te loop. En dis maar hoe dit gaan in ons lewe ook. As ons nie sy woord lees nie, wat ons lei nie, dan is dit asof ons in die donker voel en maar ons eie besluite maak en probeer om net by die ander kant uit te kom op ons eie sonder 'n lig. So dis nommer 1, nê? Is my opskrif vergeet. So hoe weet ek of wat ek gehoor het hy is, word getoets aan die woord. Net dit is 'n gewoonte waarna jy moet kom. Lees jou Bybel dit elke dag en dan sal jy weet
of dit hy was wat met jou gepraat het. Die tweede een, kies jy hom regtig as jou God, want jy moet jouself vra, as ek wat Janine sê, hy is my God, hy is my Here, hy is my leermeester, dan gaan ek nie luister as hy met my praat nie. Ons het al oor vrees gepraat, gaan luister weer hoe om vrees in jou lewe te aktiveer of te kweek. Lukas 6:46. Julle kan so intoe gaan of net op die bord lees. Sê die Here of vra hy, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? Ek is so. Jy wil my Here in die oggend, Here in die middag, Here in die aand, maar as ek met jou praat, kom doen jy nie wat ek sê nie. Dan sê ek mos nie jou Here nie. My woord tel net as dit vir jou, as jy verstaan wat dit bedoel. Dis hoe ek dit lees. Romeine 6:16 sê, weet julle nie, dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So as jy kies om die Here te gehoorsaam, is jy 'n diensknegt van hom. As jy kies om hom nie te gehoorsaam nie, gehoorsaam jy eintlik maar jou vlees in die wêreld. Is jy 'n diensknegt van die wêreld, gaan jy die vrug van die wêreld ook eet. Ek hoor nou JC sê, my vriend. So ek het vroeër vir julle verduidelik wat is gehoorsaamheid, nê? Om te doen wat God sê, wanneer hy dit sê, hoe hy dit gedoen wil hê. Ja, daai is gehoorsaamheid, nê? Om te doen wat hy sê, wanneer hy dit sê en hoe hy dit sê, hoe hy dit gedoen wil hê. Daai is gehoorsaamheid vir my. Nou wat staan teenoor gehoorsaamheid? Ongehoorsaamheid, wat is ongehoorsaamheid ook? Rebellie. Wat is rebellie? Ek wil in beheer wees. Want wanneer ek nou reageer op die Here se stem, as hy iets gesê het en ek daai stap gevat, is ek nie meer in beheer noodwendig nie, want ek kan nie nou tot op die einde al sien nie. En baie keer is dit ook wat ons stop, ons wil eers uitredeneer, ja, maar Here, kan jy net vir my agter wys en onder die klip wys en wat bo-op is en wat om die draai wag en wat voor lê as ek nou hierdie stap vat? En daai is rebellie. Ek wil vir julle lees wat sê die woordeboek, die Merriam-Webster woordeboek sê, 'n rebel is 'n persoon wat weier om gesag, reëls of gebruike te gehoorsaam. Punt. Iemand wat teen die regering veg. So teen iemand wat regeer, wat die reëls daar gesit het, teen dit veg. Om die reëls sterk te weerstaan of sterk beswaar te maak daarteen. En weer, dit beskryf iemand wat ongehoorsaam is of teen 'n heerser veg. So jy moet vir jouself vra, is die Here die een wie ek gehoorsaam? Dink terug aan al die woord wat jy het, wat jy dalk nog nie op gereageer het nie. Ons het vrye wil, hy gee vir ons vrye wil. Dis die mooi van ons verhouding met die Here, is dat hy vir ons vrye wil gee. Maar ons verantwoordelikheid is om ons vrye wil in lyn met sy wil te bring. So dit is jou verantwoordelikheid met jou vrye wil. Okay? Jy het vrye wil in sy wil. En hy gaan jou nie forceer nie. En deur gehoorsaam te wees, verklaar jy eintlik, wanneer jy die stappe vat, wanneer jy nie verstaan nie, sê jy, ek weet, hy is my God, ek weet wie hy is. So ek kan met vrymoedigheid hierdie stap vat, ek kan met vrymoedigheid reageer op sy stem. En op daai noot, punt nommer 3 is, jy moet leer om hom te vertrou. Ons het 'n issue met vertroue. Hoekom? Want ons het dalk in 'n huis groot geword, waar ek niemand kan vertrou nie. Die persoon wat gesag oor my het,
wat die reëls moet neerlê aan wie ek gehoorsaam moet wees, het my seer gemaak. Het nie vir my deurgekom nie. Was nie daar toe ek hom of haar nodig gehad het nie. So nou is dit vir ons baie moeilik om weer iemand te vertrou wat reëls neersit, wat daar vir my moet wees, en nou sit nog iemand wat ek nie kan sien nie. So, dit is iets wat jy gaan moet leer. Weer, kom oor dit in vertrou hom ding, né? En ek sê dit nie, want dis wat ek vir myself moes sê. Ek moes op 'n punt kom waar ek net soos, ek moet nou die Here, ek moet hom nou begin vertrou. Hy gaan vir my deurkom, dit is scary om die stap te vat en nie te weet wat voor lê nie, en dan kom hy vir jou deur en jy sê, en as hy 3-4 keer vir jou deurgekom het, dan begin jy vertrou. Hy doen eintlik wat hy gesê het hy gaan doen in sy woord. Hy het gesê ek sal vir jou sorg, moenie bekommerd wees nie. Gee jou 10de, moenie bekommerd wees nie. Weet ek nie wat jy nodig het nie? Ja, ek weet nie. En dan doen jy dit en dan is dit daar wat jy nodig het. En dan leer jy om vertrou met jou finansies en dan is dit 'n no-brainer. Dan gee ek my 10de want ek weet, die Here weet wat ek nodig het, die basiese dinge gaan hy voorsien. Daai is net 'n simpel voorbeeld. En dit maak nie sin nie. Ek weet nie van julle nie, maar dit maak nie vir my sin om te sê ek vertrou iemand, maar dan sal ek nie hulle raad volg nie. Wanneer ek sê ek vertrou jou, dan wanneer jy vir my sê, "Hey Janine, dalk moet jy nie dit en nie dalk dit so doen." As ek jou vertrou, gaan ek jou raad volg. Hoe sien ek dat jy my nie vertrou nie? Jy volg nie wat ek sê nie. Jy volg nie die raad wat ek vir jou gee nie. Dan weet ek, weet jy vertrou my nie, so daar's nie vertroue nie. En ons doen dieselfde met God. So ons reageer nie, ons volg nie, en dit wys op eintlik vir ons uit dat hy gaan kyk bietjie, hoe voel jy teenoor God van wie hy sê hy is en wat hy gaan doen, en vertrou jy dat dit gaan gebeur wanneer jy daai stappe vat. So, hier's 'n oulike quote wat ek raak gelees het met my voorbereiding. Every man obeys Christ as he prizes Christ and no otherwise. Ek was soos, wow, wag. Every man obeys Christ as he prizes Christ. So, jy gaan hom net gehoorsaam tot die mate van wie hy vir jou is. Tot die mate van wat jy hom vertrou. And no otherwise. Daai is iets om aan te kou. Ek weet nie wie se quote dit is nie. Dit opgepop. So meeste ongehoorsaamheid is omdat jy hom nie vertrou nie, of nog nie die stappe gevat het om te sien dat jy hom kan vertrou nie. So jy weet nog nie jy kan hom vertrou nie, want jy het nog nie daai moeilike of gewaagde stap gevat nie. Maar vat dit, hy gaan jou verbaas. So hier is die toets, of jy kan toets of jy, waar jy vertroue met die Here lê. So hy sal vir jou byvoorbeeld iets sê soos, ek moet Bible College toe gaan. So die Here het gesê ek moet Bible College toe gaan, maar jy weet, dan is daar 'n lys van verskonings. Die finansies, die tyd, sien jy my lewe, Afrikaans, Engels, wat ook al jou verskoningkies kan wees. Daai is 'n goeie toets van waar jou vertroue by God lê. Is wanneer jy iets hoor en sê, Here, ek hoor U, maar. Sodra jy maar sê, gee maar daai profetiese woord vir iemand anders. Want jy gaan nie reageer as jy maar gesê het nie. So een van die eerste dinge wat jy moet doen en leer is om hom te vertrou. Spreuke 3, jy hoef nie saam te blaai nie. 5-6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. Nee, ken hom in al jou weë
en hy sal jou paaie gelyk maak. Ons ken daai skrif, ons quote hom vinnig, maar hoor jy wat hy sê? Vertrou op hom met jou hele hart, en gaan nie op wat jou kop vir jou sê nie. Ek gaan dit nou in plain, in hoe ek dit verstaan, gaan nie op wat jou kop vir jou sê nie, Janine, vertrou hom met jou hele hart, ken hom in wat die stappe wat jy gaan vat, en hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. So hy gaan dit vir my moontlik maak, om hierdie paadjie te stap, want ek is ook daar, ek het ook gehoor, toe ek klaar is met Bible College, toe ek sê, dis die Here sê, 3 vlakke hoor as dat jy wil gaan, Poppie. Ek sê, wat? Hy sê, Here, wanneer? So ek doen nie, ek slaap nie. Ek slaap min, nê? En vanoggend toe sit ek net so met my hande oor my oë, sê ek net soos 5 minute, bonatuurlike slaap in Jesus naam. Kan ek net 5 minute se bonatuurlike slaap kry in Jesus naam? Okay? Maar ek weet ek gaan oor 'n paar jaar terugkyk en dink aan al hierdie tye en weet hoekom die Here dit gedoen het. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor sy groter doel. Dit gaan nie noodwendig oor my nie. Okay, maar ons verstand, ons slim kop wil kom inmeng. Wil kom inmeng met God se plan. En hy sê, lees gou weer daai stuk, vertrou hom en dan ken hom. Daai ken beteken om hom te gehoorsaam, soos om te raadpleeg en dan te beweeg. Dit werk nie andersom nie. Jy gaan nie eers gehoorsaam en dan kom die vertroue nie. Jy gaan so 'n paar kere doen en dan, maar dan gaan dit verg om eers te vertrou en dan te beweeg. En ons wil nie, ons wil in ons eie kop wil ons eers alles uitredeneer. Ek gaan nou 'n bietjie vinniger beweeg. So punt 4, ek het nog 2 goed, ek gaan dit nou vinnig met julle deurwerk, so moet nou nie saamblaai nie, luister net. Okay? So 4 sê, punt 4, glo ek, so is dit nou, hoe weet ek dis hy wat praat, en dan 2, jene, jy moet hom regtig, jy moet sy woord vat as heilig, want hy is God, hy is jou Here, jy moet hom vertrou, en dan 4 is, reageer dadelik, dis onmiddellike gehoorsaamheid, doen wat hy sê, wanneer hy dit sê, en hoe hy dit sê om te doen. So, maak nie saak of jy dadelik reageer, en of jy dit nie doen nie, al 2 keuses van jou het resultate, en jy kies basies, deur of jy beweeg, en of jy bly, wat se resultate, of wat se vrug jy van wil eet, die seën, of die vrug van ongehoorsaamheid. Hy sê, jy kies basies om die vrug te eet van jou keuse. Hebreërs 11:8 sê, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Nie net jy nie, ons sien dit al van Genesis af. Het die Here gepraat en hy gaan nie elke detail nou aan jou openbaar nie. Want dan sal jy dalk nie gehoorsaam wees nie. As jy weet wat vir jou wag om mooi draai. En hoe moeilik dit gaan wees. Want dit is ook hoe hy ons toets en vorm, ons karakter vorm. Dit is maklik om te weet, om te beweeg as jy weet wat die uitkoms gaan wees. Lukas 8:21 sê, maar hy antwoord en sê vir hulle, my moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en doen. So baie keer wat God vir jou gaan sê om te doen, is gekoppel aan mense naby aan jou, vir wie jy baie lief is, en dit maak dit ook moeilik. Jy kan nie beweeg nie, want hierdie is mense saam met wie jy dalk al jou hele lewe saam lewe, maar jy moet gehoorsaam wees aan God. En hy sê, maar wie is jou familie? Die wat my hoor en dit doen. So dit kan baie kritiek ontlok, kan baie kommentaar losmaak as jy begin beweeg saam met die stem van die Here. Kyk net na ons sienervideo's, nê? Wat JC maak, waar hy sien en profeteer, en die woord siener, gooi almal se appelkar en torre af. Nê? Mense luister nie eers aan die woord nie, baie keer,
Want hulle hamer net op daai ding. Partykeer dink ek die Here het regtig goeie sin vir humor. Want ons is okay om nie 'n titel te hê nie. Ons is regtig, ons wil dit eintlik, ons het 'n stadium dit weggevat en toe kom die Here en hy sê, "Waar is my siener?" Nou is ons nou weer oor dit, nê? Ons is oor dit. Selfs met die homeschooling. Voel die Here sê, ek het begin beweeg. Iemand vra my net nou, "Hoe gaan dit?" En sy's amper soos, "Hoorie, oorleef julle?" En ek soos, "Ja, beste besluit van my lewe." Okay, gaan nie te veel daarin nie, tyd gaan ons vang. Okay, en dan wil ek punt 5, die laaste een. Hierdie is 'n belangrike een, so ek gaan hom nie skiep nie. Wanneer jy begin beweeg, nê, moet jy okay raak met sy dissipline ook. Hy gaan jou kom dissiplineer. Wanneer jy dalk 'n fout gemaak het. En jy moet dankbaar wees vir sy dissipline. Ek sê gereeld, gister het ek weer 'n gesprek met Elia gehad, o jene, want dit was nou al 5:00 die middag en hy luister nou al vir 3 dae nie na my nie. Voel dit toe nou vir my, nê? Dit was soos die dood in die opstanding. En ons was in die kombuis en daar was niks meer nie. Dit was nou oorgaan in 'n reaksie en ek gryp hom en ek dissiplineer hom. YouTube. En ek dissiplineer hom. Daar ek kan ouma's ook in die kombuis en nou ouma, ek dink as jy ouma is op sulke tye, hulle raak ook kwaad vir die kleintjies, maar jy wil nie sien hoe jou kleinkinders gedissiplineer word nie, nê? En ek stap na hom toe en ek sê vir hom, as jy nie vir my luister nie, Elia, hoe gaan jy eendag vir Jesus luister? Hierdie is waar dit begin. Ek sê vir hom, dink jy dit is vir my lekker om vir jou pak slaag te gee? Dink jy dit is vir my lekker om jou so te sien huil? Nee, maar mamma moet jou dissiplineer. Nee? Julle weet, die boompie moet geknak word en jy is ongelukkig ook 'n boompie in die koninkryk wat geknak gaan word deur die Here se dissipline. En dan moet jy vir hom dankie sê daarvoor, want hy doen dit uit liefde uit. Want hy dissiplineer nie die kinders wat nie sy kinders is nie. Hy dissiplineer jou wat sy kind is. Hy dissiplineer hom wat hy liefhet en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Dit is hoe dit werk. Ons kan so lank die nagmaal uitdeel en dan kan die band opkom. Dan lyk dit asof ek lag so in die kinderkerk, hulle weet as ek preek, dan sê Simon vir my, 11:15, 11:30, sê ek nee, 10:30, ons gaan 10:30 stop. So ek wil afsluit met hierdie, en ek wil vir jou sê, dat net soos ek op 'n plek moes gekom het, wil ek ophou verskoning maak, nê? En is dit nou hy, is dit nou nie hy nie, is dit nou hy? Ons moet kom oor dit. Nee, hou op verskonings maak. Jy is deel van 'n apostoliese gemeente. Wat beteken dit? Jy is deel van 'n gemeente wat beweeg op die stem van die Here. Julle gaan nou weer binnekort sal ons gesels oor 'n volgende ding wat die Here met ons besig is, waaroor ek super opgewonde is. Dit is my hart klop saam met hierdie, ek en Jean en 'n paar ander mense hier so in die kerk. En ons wil julle deel maak hiervan. So ons is 'n kerk wat beweeg, nê, saam met die stem van die Here. Dit maak nie altyd sin nie. Ons weet nie waantoe is hierdie op pad nie. Maar hy het gepraat en ons reageer en ons gaan die vrug van daai eet. En as jy hier is, weet jy, die Here roep ons om te staan in die volle waarheid, nê, en saam met die Heilige Gees te beweeg in jou roeping. So ons wil jou oprig om in jou roeping in te beweeg saam met die Heilige Gees. Vir wie? Vir die gebroke wêreld. Jou reaksie, jou gehoorsaamheid gaan nie net oor jou nie. Dit gaan oor die ou daar buite wat nog nie vir Jesus ken nie, wat nog nie 'n kind is nie.
Jou gehoorsaamheid lyk soos jy wat by die werk doen wat die Here sê om te doen. Ek wil jy moet elke Woensdag al die leiertjies saamtrek en bid. Here, wie's ek? Hulle gaan vir my lag. Die Here kan nie deur jou doen in die koninkryk as jy nie beweeg nie. Jy is op 'n spesifieke plek geplaas en nou is jy die kind wat nie beweeg nie. So hy kan nie doen daar wat hy wil doen nie. En die hartseer ding is, die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy is 'n aannemer van sy wil. My wil moet geskied. So, ek werk deur die wat ja sê, wat beweeg, wat gehoorsaam is. En dan, as jy lank genoeg nie gehoorsaam is nie, gaan hy deur iemand anders werk. Want sy wil moet geskied. Ons sing dit, soos in die hemel hier op aarde. Maar dit gaan gepaard met ons gehoorsaamheid. Ons wil almal sy doel hier sien. Ek wil sy doel en sy wil sien manifesteer hier op aarde. Maar baie keer wil ons eers weet as hierdie soos, ja, maar wat is die rede en die gevolg van hierdie stap wat ek gaan vat? Dis waar ons is partykeer met die Here. En wat is my risiko? Here, gee vir my al die risiko waarvoor ek opsign. En dan die laaste ding wat ek wil sê is, so baie het profetiese woord, drome, visioene, wat jy self gehoor het, wat jy gekry het by iemand anders, waarvan nie almal altyd weet nie, maar wat jy so hier gebeer het in 'n laaitjie, nee, wat jy soos, ek sal eendag, wanneer ek dit uitgefigure het, nee, sal ek dan nou reageer daarop. Maar, en weet jy wat doen daai? Want ek moet hierdie sê, want ons kom op 'n plek, waar baie mense kom na my toe en sê, ja, maar, ek hoor nie meer die Here nie, die Here het stil geraak, hy praat nie meer met my nie, ek weet nie wat se kant toe nie, bid jy net vir my, want ek kan hom nie hoor nie, ek is oorweldig. En eintlik, het hy al met jou gepraat, jy het net nie gereageer nie, soos dat hy verby die ryk jong man stap en sê, verkoop alles, volg my, hy bly beweeg, het jy nie gereageer nie, nou voel jy, hy praat nie meer met jou nie, maar jy het gebly. Jy het nie gegaan saam met sy stem nie, jy het gestop, want hierdie is te moeilik, wat as ek nou alles verkoop, waarvan gaan ek lewe, wie gaan ek nou wees, wat beteken dit om dit te volg? Hallo, die Here het nie vir hom 'n hele lysie van goed gesê, jy gaan hierdie doen, en hierdie is wat ons gaan eet, en hierdie is hoe ons gaan lewe, en hierdie is hoe jy nou geldjies gaan maak. Hy het vir my opdrag gegee en beweeg. En hy gesê, volg my. Maar ons wil ook, soos, nee maar, die prys, Here, wat kos hierdie om nou hierdie stap te doen, wat ek moet nou hierdie stap vat, maar dit kos my nou te veel, ek moet ook nou my werk bedank, waar ek 20 jaar al werk, ek werk al 20 jaar daar. Gaan my pensioen verloor. Ja, maar dis nie eintlik waarvoor ek jou geroep het nie, onthou, jy het eintlik die keuse gemaak om daar te werk op jou eie, dit was nie ek nie. So waar jy is nou is as gevolg van jou, nie my nie. Waar ek jou wil hê is, jy moet daai los. Ja, maar Here, 20 jaar se salaris, weet jy hoe hard het dit gekom om hier te kom, wat het dit gevat om hier te kom? Laat aande se werk, vroeg opstaan, lank ry. En dan sê die Here, ek roep jou, ek het jou hier nodig. En dan kos dit net te veel om daai stap te vat. En dan na 5 jaar is jy nog steeds soos, die Here praat nie met my nie, hy breek nie vir my deur nie, ek is nog steeds in hierdie werk, en ek voel net leeg, asof daar's iets missing. En eintlik is dit net, nie die Here nie, jy het nie beweeg toe hy gesê het beweeg nie. Want die somme het nie geklop nie, wat jy gesien het nie sin gemaak nie. Hy daag nie op jou of my tyd nie, hy werk nie vir my nie. Hy werk nie vir jou nie. Hy daag op sy tyd. En God se seën, ek wil terugkom na daai toe, wag op die wat bereid is
om hom te gehoorsaam. Ons jaag nie die seëninge na nie, maar daar is 'n seën vir jou wat gehoorsaam is. En ek en jy in ons eie kapasiteit met ons baie goeie verstand, al is jy 'n professor of 'n dokter, kan nie vir onsself 'n beter lewe op hierdie aarde skep as wat hy beplan het nie. So elke keer wat jy nie saam met hom gaan nie en nie saam hom beweeg nie, kies jy eintlik soos ek het 'n beter plan, Here. Die plan lyk nie vir my so great nie. Kos te veel. My plan is gemaklik. Ek hou van dit werk. Ek hou van ek kan op 'n Dinsdag rus en op 'n Saterdag rus. Dit werk vir my. Het julle almal nagmaal? Kan ek nagmaal kry? So vandag se nagmaal. Julle almal weet wat Jesus aan die kruis gedoen het. Is ook na dit het hy alle mag en gesag in die hemel en op aarde is aan hom gegee. En ek wil hê jy moet vandag, as jy vandag se nagmaal gebruik, moet jy dink aan wie hy is. Ons weet wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. Nee, ons weet dat hy gesterf het vir ons, genesing is ons deel, vooruitgang is ons deel, allooi is ons deel. Maar die seën kom saam met die gehoorsaamheid. Jy gaan dit regtig net beleef wanneer jy in gehoorsaamheid begin beweeg. Kom ons sê genesing is my deel. Nou sê die Here, nou gaan regtig nou klaar maak. Nou sê die Here, los suiker. Nou ek kan nou nie suiker los nie, want jy het koffie gedrink sonder suiker, nê? Nee? En wat van pannekoek? En soetkoekies en donuts en ek weet nie. Ek het nou nie 'n soet aan nie, maar dis waarna ek nou kan dink. Maar nou sê genesing is my deel want Jesus het gesterf. Sy liggaam is gebreek. Maar hy het ook vir jou gesê, los suiker en jy wil nie, nou kry jy nie genesing nie, maar jy sê gehoorsaam nie. So wat ek wil hê vandag, as ons nagmaal gebruik is, dink aan wie hy is, dat hy God is, wat homself gebreek het vir jou. So al wat ek en jy kan doen, is om te aanvaar dat hy sê, hy is wie hy sê hy is. Hy is almagtig. Hy weet actually wat voor lê. Hy is 'n goeie persoon om te volg. So kom ek bid vir ons. Here, wil ons vandag u liggaam gaan gebruik. En die sap as teken van die bloed wat vir ons gevloei het. Here Jesus, ons koning. Wil ons in ons harte kom uitmaak, Here, dat ons u kies as ons Here. Here, dat dit nie net iets is wat oor ons lippe kom nie, dat dit nie net iets is wat ons sê nie, maar dan soos ons vandag u liggaam gebruik, u wat God is, wat gebreek is vir ons, u wat almagtig is, wat die straf op u gevat het. Dat daar 'n besef in ons hart sal kom van wie u regtig is en dat u betroubaar is en dat ons u kan vertrou, Here Jesus, dat ons u woord kan vat as waarheid. Ons sê maklik, is die weg, die waarheid en die lewe. Ons volg so moeilik daai weg en daai waarheid in daai lewe. Here, ons wil vandag kom verklaar en kom maak dit in ons harte vas, dat u is ons God. Julle kan maar net nagmaal gebruik. Omdat die tyd nou is waar dit is, wil ek graag vir jou uitnooi om vorentoe te kom. As jy voel dat enigiets wat ek vandag genoem het, dat jy soos regtig op 'n plek is van baie twyfel, as dit kom by die woord van God, of dat jy agtergekom het,
Hey Janine, miskien is daai die probleem. Ek vertrou nie regtig vir God nie. Ek weet nie hoe nie. Okay? Kom vorentoe dat ons saam met jou bid. Of as jy woord het, bring die woord, laat ons saam met jou bid en saam met jou kan hoor en kan vertrou dat jy nou kan beweeg. Al sien ons nie wat vorentoe is nie en ons weet ons nie. Maar dat jy die vrymoedigheid sal hê om te kan beweeg. Sodat die Here jou kan doen deur jou wat hy wil doen deur jou in die koninkryk. Dit gaan nie noodwendig oor my en jou nie. Amen. Ons gaan nie afsluit met 'n liedjie nie. Ons kinderkerkleiers asseblief gaan verlos van ons kinders. Amen. Sien julle vanaand en julle moet 'n heerlike Sondag hê.